Dinsdag 24 Februarie, so 2 minute oor 7 en hier is Dr. Dani Odendaal. Môre Dani. Goeiemôre Isak. Ja man, mens kan sien jy's in die dorp nou. Ja. Ek is in die dorp en heel moontlik beter opvangs hierso. Lekker om vir jou te sien. Dani, praat ons nou oor 'n slegte saak vanoggend. Maar daar is daar nou al 'n bietjie vordering. Al is dit al voel ou nou, yes, dis dalk te min te laat en maar ons het dan nou al 'n bietjie vordering. Maar ons het nou 1 miljoen dosisse enstof gekry en teen die einde van die week kry ons nog 1,5 miljoen dosisse. So wat kan ons nou van staatsveeartsenydienste verwag om hierdie week te doen? Ek dink die staatsveeartsenydienste het ons nou 'n maand of amper 2 maande, ons is eintlik na Kersfees, na Nuwejaar, 'n maand of 'n maand en 'n half gehad om voor te berei. Jy weet, die staat sê dit is 'n beheerde siekte en hulle wil die inentings toepas presies volgens 'n rekord, 'n stelsel waar hulle dit kan aanteken op kaarte, dat hulle presies weet waar dit ingeënt is. Onthou, hierdie hele siekte, jy kan nie rondom bond ent nie, jy moet distrikte ent as jy begin voorkomend ent. Wanneer jy net uitbreek ent jy om die uitbreek, maar as jy begin voorkomend ent, so ek verwag van die staat, en ek wil hê ons moet die staat daarby hou, hulle het gesê, hulle het stelsels om 100% rekord te hou van watter diere ingeënt is. En dan daai goed karteer. Onthou voorheen het die staat vir ons gesê, die inligting rondom 'n uitbreek is baie sensitief en jy wil nie 'n boer op 'n kaart aanbring en sê hierdie ou is positief en hierdie ou is die ouens langs hom nie. Maar die inligting rondom inenting is nie sensitief nie. Dit moet eintlik presies aangeteken word, dit moet totaal deursigtig wees. En ons moet weet, as ons nou 1 miljoen dosisse enstof ingekry het, wat het in hierdie week gebeur? Jy weet, ons het daai industriële koördinerende komitee wat verteenwoordigers is van die boere en die boereorganisasies. En ek sal vir hulle sê, luister, julle moet seker maak by die einde van hierdie week moet ons weet waar is daai 1 miljoen gebruik. Want dit help nou nie, ons het die enstof gekry en daar was nie genoeg voorbereiding en die goed is gebruik nie. Nou by die einde van die week, soos gesê het, kry ons nog 1,5 miljoen van Turkye. Hierdie was van Argentinië. So daai enstof moes volgens 'n plan binne in elke provinsie deur die staatsveeartse en eintlik hulle tegnisie op die grond ingespuit gewees het. Dis nie baie moeilik om 1 miljoen doses in 1 week te spuit nie. Onthou, ons kry dit weer en die toedeling moes voor die tyd gedoen gewees het. Ek weet hulle het nog gister lang vergaderings gehad oor die toedeling. Maar die een ding wat ons nou gaan doen is om die staat daarby te hou en te sê, julle wil nie hê boere moet op grondvlak spuit nie. Julle wil nie hê die enstof moet relatief vrylik beskikbaar wees nie. So gee vir ons nou die voorbeeld van die beplanning wat gedoen is en die uitvoering daarvan. As julle sê dit is 'n staatsbeheerde siekte en dit moet presies net volgens hulle reëls gedoen word. Daar word nou gesê dat veeartse, privaat veeartse kan nou registreer om ook deel te word van hierdie hele oefening. Wat 'n betekenisvolle rol kan hulle speel om by te dra tot die krisis? By te dra tot die oplossing. Die oplossing. Ja, Isak, onthou nou. Nee, gaan asseblief. Jy gaan aan asseblief. Dis deel van die oplossing. Onthou, ek het altyd gesê ons het omtrent 200 praktyke deur die land wat groot diere bedien. En binne daai praktyke is 350 plus veeartse. So elkeen van daai praktyke het 'n databasis van sy kliënte. En hierdie is 'n gekwalifiseerde databasis. Dit is mense by wie die veearts op die plaas was
En omdat hy seksies op die plaas uitvoer, soos dragtigheidsondersoeke, het hy klaar die getalle van die diere op die plaas ook. Die staat het glad nie so iets nie. Tussen daai veeartse is elkeen van hulle tussen 20 en 30.000 beeste in hulle praktyk by hy het. Weet wat 100 na 150 kliënte is, kan hulle dadelik 'n verskriklike groot rol speel in die uitrol en toediening op plaasvlak, maar ook presies weet waar is die grootste krisis in daai area. Onthou, ek doen 'n opname deur die veeartse wat lewendig is. Elke dag het hulle die geleentheid om vir my te sê, ek is in 'n area waar daar groot uitbreke is, of is geïsoleer, of is in 'n area wat langs uitbreke is, of ons het geen uitbreke nie. Ek kry daai opdatering van die veeartse elke dag. Nou moet die veeartse registreer, en ek verstaan nie die proses nie. Want jy weet, veeartse is klaar geregistreer by die raad. So elke veearts het 6 jaar plus opleiding, hy is geregistreer by die raad en hy word oorsien deur die raad, en dan het ons ook, die praktyke is ook nog geregistreer. En dit beteken dis auditing proses, dat die raad kom kyk of jou fasiliteit in plek is, soos onder andere, wat ek gesê het, jou koue ketting en al daai goed. Soos alles gekwalifiseer. Ek verstaan nie hoekom daar lang vorms ingevul moet word en die privaat veearts moet nou deur sy staatsveearts en dan deur die provinsiale direkteur toestemming kry. Al daai, hy is klaar gekwalifiseer. Baie eenvoudig vir die staat om na die veterinêre raad toe te gaan en te sê, hoorie, is hierdie ouens op die register? Is hulle praktyke op die register? Is hulle op datum? En hulle net te registreer. So dis die eerste ding. Die tweede ding met die uitrol van die enstof, en ek het al baie keer gesê, op die einde van die dag gaan ons by die punt moet kom, en die staat gaan oortuig word, oor tyd. Ons gaan by die punt moet kom waar boere op die plaas kan spuit. Onthou, 'n veearts kan dan kom, die opleiding doen, oorsig doen vir 'n halfuur en te sien dat dit reg gebeur. Dis onder sy toesig, en dan moet dit gebeur. As ons hierdie miljoen dosisse gehad het, as privaat veeartse hierdie week, sou ons dit in hierdie week klaar toegedien het. Dit beteken is 1000 dosisse per praktyk. Weet, dis niks om te doen nie. Maar ons gaan nou eers vir die staat kyk en sê, hoorie, het julle daai eerste miljoen hierdie week gedoen? Waar het julle dit aangeteken? Julle het gesê, julle wil al daai diere kan terugvoer, hulle moet op 'n register wees. So ons gaan baie nou daarby hou om te sien, het hulle dit reg gedoen? En as hulle dit nie 100% reg kan doen nie, moet hulle verstaan, as ons groter uitrol, dat ons as privaat veeartse dit eintlik baie goed kan doen. Ons het klaar die databasis. Ek het vir die veeartse die laaste maand seker gemaak dat elke veearts sy databasis opdateer met beesgetalle, met alles wat nodig is. Ons moet net nou korrek gebruik word. En as die staat ons gebruik, ek wil net vir jou een ding sê, as die staat ons wil gebruik, moet dit nie wees asof ons hulle 'n guns doen nie. Hulle hanteer ons asof ons wil net help, maar moenie maak of ons julle 'n guns wil doen nie. Ja. Dani, daar's nog 'n hele tyd hierdie ding van dat die boere kan dit nou nie self doen nie, want dis nou anders as knoppievel siekte en die ander goed waarvoor die boere self spuit. Jy as 'n veearts, hoe voel jy daaroor dat boere self so entstof kan toedien? Nee, ek is 100% daarvoor. Daar's nie by my 'n gedagte nie, is 'n dooie enstof, geïnaktiveerde enstof. Daar's geen gevaar dat jy jouself kan eers inspuit nie, want dit is nie oordraagbaar vir mense nie, is 'n dooie enstof. Is 'n klein bietjie moeiliker omdat hy die spier gespuit moet word, maar dis ook nie soveel, dit word baie gou aangeleer om dit reg te doen. Daar's geen ander manier om vorentoe te gaan as wat boere onder toesig van sy privaat veearts self kan spuit, en al wat nodig is om 'n rekord te hou. Die rekord te hou en dan terug te gee vir die staat. Dis volle beheer. Jy het niks meer as dit nodig nie.
Dan soos die dosisse inkom, ons het nou 1 miljoen, ons kry 1,5 miljoen, dan kry ons 'n week later nog 1,5 miljoen as die permitte afgeteken is. En dan kom maar 5 en 5 miljoen. So ons kan die grootste gedeelte van die land binne 3-4 weke, 3-4 maande klaar geënt het, binne 3-4 maande. Nou hoekom is dit belangrik? Die siekte is besig om boere dood te maak. Nie as gevolg van die welsyn en net verliese nie, maar die feit dat hulle nie verhandel nie. Hulle kan nie diere verhandel nie. Hulle kan nie aangaan met normale veilings, verkope. Dit is wat die boere nou doodmaak en dit is hoekom hierdie resies teen tyd is. Ons moet die enstop so vinnig as moontlik uitkry sodat ons kan terugkeer na normaal. Ek wil einde van Maart, middel April moet stoetouens vir hulle veilings kan hervat. Dan is die diere geënt. 2 weke na inenting is 'n dier beskerm. Dan kan jy hom beweeg. Dan kan jy beweeg selfs as hy beweeg na plekke toe waar daar besmette diere is hy dan beskerm. Okay, so dit is 'n heel effektiewe oefening hierdie. Ja, onthou, hierdie is nuwe generasie enstowwe. Ons was gewoond aan die waterbasis Botswana enstop. Hierdie is hoë potensie nuwe oliedraer enstowwe wat vir jou langtermyn nawerking gee. 6 maande en as jy hom na 6 maande weer ent gee vir jou 'n jaar nawerking. So ons kan binne, ek sê vir jou nou by die einde van April, middel April terug wees na normaal, dat ons net weer normale verhandeling kan doen. Maar dan moet die staat ons vertrou, moet ons saamwerk, in parallel met die staat kan veeartse dit oorsien en boere kan dit op plaasvlak toedien. Is julle al meer tevrede met hoe hierdie proses nou verloop of is daar nog steeds beperkings wat julle frustreer en wat voel dat hierdie krisis nie reg hanteer word nie? Nee, die staat het nog steeds die absolute gevoel dat hulle in totale beheer wil wees. Wat verkeerd is. Daar moet gedeelde beheer wees. Gedeel tussen die staat en die industrie. Daar's 'n voorbeeld, ons het 'n skema nou opgestel vir al die stoetboere en melkboere. So volgens hierdie skema is al die diere mos nou genommer in die stoetboere se goed het rekords van geboorte tot hulle dood is, die melkboere se die voerkrale van hulle inkom tot hulle uitkom. Nou daai skema moet afgeteken word in die volgende week. En binne in daai skema is daar 'n komitee wat hierdie skema reguleer. En hierdie komitee is helfte van die industrie en helfte van die staat. En hulle skop heeltemal daarteen. Toe hulle by daai paragraaf kom, wat hulle sien daar's gedeelde verantwoordelikheid, gedeelde besluitneming, toe skop hulle daarteen. Want hulle wil net 100% beheer hê, terwyl hulle die oorsaak is dat hierdie siekte buite beheer is. As jy nou iets wil weet, dis die staat se swak bestuur wat veroorsaak het dat die siekte buite beheer is. Maar niks van daai beheer wil hulle deel met die industrie wat op die grond is, die veeartse wat op die grond is. So daai voorbeeld van daai seksie 10 aansoek wat 'n skema is, om byvoorbeeld studiere te ent. As daai ding nie deurgaan die week nie, dan weet ons, hulle wil nie gedeelde besluitneming hê nie, hulle wil nie met ons saamwerk. Maar hoekom nie? Wat is die rede daarvoor? Ek dink dis die enigste stukkie mag wat hulle oor het. Hulle wil nie mag deel nie, want dan voel hulle ontmagtig. Jessie man, weet jy wat, die industrie kan so ongelooflik met hulle saamwerk. En op die einde van die dag, moet jy weet, dis amptenare wat in kantore sit, en ek praat van sentraal, onthou die staatsveeartse op grondvlak werk verskriklik hard. Hulle probeer met die min wat hulle het, baie doen. Maar ek praat van die leierskap, die amptenare in nasionaal by veeartsenydienste, is ouens wat nie in kontak is met die grond nie, of nie bevoeg is om die werk te doen nie. En jy behou liewer mag
as wat jy dit deel, want dan kom mense agter, hoorie maar ons kan dit saam met jou beter doen en dis al wat ons wil doen. Ons kan dit so vinnig beter doen as ons net insaai het. Dit laat my wonder of daar geld te maak is uit ek het nou al geleer in my tyd as joernalis met COVID veral en maar enige ander sodra hulle iets so terughou dan moet daar die moontlikheid wees om te kan put uit 'n pot goud uit wat hulle kyk, daar's mense vra my altyd daai vraag en ek sê vir jou, na al die jare kan ek dit nie antwoord in hierdie geval nie. Ek kan nie dink daar's sulke groot geld daar uit te maak. Jy kan seker langs die pad is groot hoeveelheid die enstowwe geld bietjie hierso afsyfer. Maar ek dink dis suiwer jy wil nie jou onkunde bewys deur die mag te deel nie. Ek kan nie dink dit is iets anders nie. Dit is net 'n totaal, onthou in die res van Afrika, ek werk baie in die res van Afrika en daar jy mag niks teen die staatsveeartseny sien nie. Suid-Afrika is anders nou, omdat ons private sektor groter is as die staatsveeartseny. Maar ek kon nog nooit agterkom. Wat is hierdie vasklou aan mag? Wat is die regte oorsaak? Ek wil net vir jou sê nee, ek dink jy's verkeerd. 'n Dom mens is glad nie skaam om sy onkunde te wys nie. 'n Dom mens wys graag sy onkunde. Ek weet nie, ek wil dit nie eens dom noem nie. Ek praat, jy weet wat, as jy van die amptenare kyk, ek weet nie of hulle ooit in privaat praktyk sou oorleef het nie. Die staat maak 'n stelsel daar om 'n klomp werk vir 'n klomp mense te skep. Wat ek wil amper sê 'n salaris kry, maar nie die belange van die land van dag en nag wakker lê en op die hart dra nie. Hulle is in 'n posisie, jy kan hulle amper nie uit daai posisie uitkry nie, hulle behou daai posisie. En dis hoekom hulle daai funksie wil behou, want dan het hulle daai werk. Ek sê, dis al wat ek kan beskryf as. Dani, kom ons praat gou oor die uitrol van hierdie entstowwe. Daar is nou het ek gesien kritiek teen die feit dat daar al in die Weskaap begin is met inentings en in die Vrystaat waar die groot krisis ontstaan het, is daar nog niks omtrent gedoen nie. Hoe sien jy die uitrol van hierdie entstof? Nee, daar maak jy ouens 'n groot fout. By die Vrystaat het by Noord-Vrystaat, die middel van die Vrystaat, het hy klaar deurgeloop. Daai areas daar is 75 plus besmet. Jy gaan nie met 'n enstof iets daar omkeer nie. Jy gaan weer normaliteit daar bring, weet vir dinges. Die Weskaap is totaal anders. Die Weskaap kan nog gered word. Onthou ek is vandag hier in George. Toe ek hier aanland Vrydag toe land Bekkenklou saam met my aan. So hier is reuse melkkuddes wat gered kan word met inenting. Dit gaan nie baie vat nie. As die Weskaap 100,000 doses kry kan hulle begin maak. Nou het hulle 'n toedeling gehad van 30,000 wat ek laas gehoor het wat glad nie gaan werk nie. Die Weskaap kan gered word, die melkerye. As jy gaan kyk na Natal, hy's omtrent deur al die melkerye daar. As jy dan kyk van die res van die land, die entings wat ons nou daar gaan gebruik, gaan nie iets voorkom nie. Hulle gaan op individuele plaasvlak verdere verliese beperk. Veral ouens wat nog nie positief is nie. Maar die Weskaap kan gered word. En ons moet nie dink die enstof is so skaars nie. Ek het vir die staat gesê, onthou, julle moet julle koppe nou verander. Moenie nou dink omdat daar 1 miljoen is, moet ek skielik sommer 300,000 vir myself vat want ek gaan nooit weer enstof kry nie. Jy moet nie dit, jy moet jou kop verander en sê volgende week is daar nog 1,5 miljoen. Wat gaan ons met daai miljoen hierdie week maak? Kan ons daai miljoen effektief hierdie week so gebruik dit maksimaal die week wat jy dit het? Jy hoef dit nie op te pot nie. Onthou voorheen almal
as daar 300.000 is, wil ek dit hê, dit moet in my stoorkamer lê. Al gebruik ek dit nie hierdie week of volgende week nie, ek wil dit net hê. Nou moet jy die ook gedagtes verander en sê, wat gaan ek hierdie week nodig hê? Volgende week is daar nog 1,5 miljoen en hy 3 stamme en hierdie het net 2 in. So hy's nog beter en dan 'n week daarna is daar nog 1,5 miljoen. So hulle moet net vinnig hulle koppe verander en sê, my beplanning is vir wat het ek die week nodig? Ek bestel nie meer as dit nie, want dan kan ander mense dit nie kry nie. En dit is die een boodskap wat ek deur die taakspan, ek is nou nie meer daarop nie, maar ek ken nou almal wat daarop is en gesê het, verander net daai gedagte. Moenie laat ouens nou skielik wil bestel om in 'n stoorkamer of 'n koukamer te lê nie. Bestel vir wat hierdie week nodig is. So dit is daarom nie so dat die minister die enstowwe in die Weskaap beskikbaar stel omdat hy die DA daar moet wil laat lyk nie. If die ouens kom met allerlei samensweringsteorieë. Nee, die Weskaap hy heeltemal in die agterspeen, heeltemal terwyl dit voorkom kan word. Nee, ek dink nie daar is nie daai manipulasie nie, maar as jy nou werklik wil weet, jy kan die grootste gedeelte van die melkbedryf in die Weskaap spaar. Onthou, jy het nog 'n week of 2 om dit te voorkom. As jy dit nie doen nie, wil hulle hê die melkbedryf moet in sy maai ingaan? Onthou, daar waar siekte deur beweeg het, daar raak hy rustig. Hy's nie bly dieselfde nie. Ek sien met die veeartse se rapportering, daar was van hulle wat in groot uitbreke was, daar in Noordwes, Kolini, Lichtenburg, nou is hy verby. Okay, nou wil jy hom beskerm dat daar nie 'n tweede stam kom nie. Maar die krisis van week tot week of dag tot dag is nou anderste daar as wat in die Weskaap is. In die Weskaap het ons 'n week. As in 'n week se tyd gelukkig hierdie kudde wat ek nou gister die uitslag gehoor het teen George, baie groot kudde. Sy uitslag was negatief. Ek glo dit nog nie heeltemal nie, maar die uitslag was negatief, maar hier gaan dit nou van dag tot dag. Onthou, as jy gaan en van dit 2 weke voor die immuniteit het. Jy het nie môre immuniteit nie. Dit vat 2 weke voor die immuniteit het. En dit is hoekom die ouens nou nie stupid raak en sê maar hoorie die Weskaap kan nie enstof kry nie, hulle was laaste in die ry, daai tipe van ding. Ons kry week na week gaan ons nuwe enstof kry en dit moet toegedeel word, gebruik word om daai week. So hoe lank na inenting kan 'n dier dan nou veilig verhandel word? Die immuunstelsel vat gewoonlik 2 weke. Vandat hulle die eerste keer 'n organisme gesien het vir die eerste keer in hulle lewe, die immuunstelsel, dan breek hom op, dan maak hy verskillende soorte van immuniteit teenliggaampies en selbemiddelde die jou geaktiveerde B-selle. Dis 'n 2 weke proses. Nou as jy 'n oliebasis enstof gebruik, is sy vrystelling so bietjie stadiger want hy word oor tyd vrygestel. So my gedagte is 3 weke, na 3 weke na inenting het die dier 'n verworwe immuniteit teen dit wat voor hy ingeënt is. En hierdie huidige krisis, hoeveel boere is totaal en al geknak? Het jy 'n idee daarvan? Nee. Weet jy, ons kan uitwerk hoeveel boere is aangetast, maar hoeveel is geknak? Ek dink nie in my persoonlike 40 jaar as veearts was daar iets wat soveel boere gaan knak nog nie. Jy weet, ons het 'n laaste verhoging in die vleispryse gehad op boerevlak in 2018. Het ons 'n 7 jaar laterale beweging in die vleis. Ek praat van op plaasvlak, nie in die slaghuis nie. Ons moes in 2025 'n nuwe oplewing gehad het wat omtrent 60% verhoging gee. Boere het net daarvoor gewag. Hulle was klaar op die rand. Nie net vleisboere nie, maar ook melkboere. Hulle was so marginaal in hulle oorlewing voor hierdie uitbreek. Ons gaan 'n groot aantal kleiner boere verloor deur hierdie proses. Ons sal die opname moet doen, maar dit gaan ongelooflik baie wees. Wat hou dit vir slaghuise in die volgende jaar?
die slaghuise gaan sukkel. Die hoeveelheid voorsiening, onthou ons het altyd gesê ons wil 5% uitvoer en 95% is vir lokale gebruik. Ons gaan nou nie eens hê vir uitvoer nie. Die hoeveelheid, die aanslag op die hoeveelheid kalfies wat oorleef het, koeie wat nie geaborteer het nie, ons gaan die aanslag sien op die hoeveelheid vleis beskikbaar en melk, veral melk, in die volgende jaar na 2 jaar toe en voor ons weer gaan herstel. So, jy weet met wat gebeur, as daar tekort is, vraag en aanbod. As daar tekort is, dan gaan die prys styg. Dit gaan net, dit is net wat gaan gebeur. En dit is so ongelooflik dat dit eintlik alles voorkom kon gewees het. Ek wil nou nie weer eens daarop ingaan nie, maar hierdie is 'n ding wat gebeur het wat totaal voorkom gewees het. Nou moet die staat met ons saamwerk. Daar is nie gevaar op grondvlak nie, is 'n dooie enstof. Die enstof van Argentinië wat ek nou baie goed ken, veroorsaak nie aborsies nie, kan verdragtige diere gebruik. Daar's geen vleisontrekking nie, so jy kan hom die dag na jy geënt het, kan jy, as jy moet geslag word. Daar's geen melkonttrekking nie. Dit verander niks aan die status van die dier, dit gee hom net immuniteit wat sy status verhoog. So daar's geen nadeel daaraan nie. Dis net die staat wat hierdie ding in hulle kop het, dat hulle presies wil rekord hou van wat dit gedoen is, wat initieel nie moontlik is nie, want hulle gaan nou vir ons wys hierdie week, hulle kon dit self nie effektief rekord van hou nie. Maar ons gaan aan die einde van hierdie week vra. Ek wil nog 2 vrae vir jou vra, maar ek begin net sommer in 1 vraag. Die wildbedryf, hoe dit geraak word, en dan saam daarmee 'n vraag waaroor ek nou al 'n hele rukkie wonder, is ek wat nou hier by die rooi lyn is, en naweek na naweek, kyk ek is maar verslaaf van die wildtuin. Ja. Ek gaan lê naweek na naweek in die wildtuin. Maar in al my lewe wat ek wildtuin toe gaan, het niemand nog ooit dat ek deur 'n een of ander dip loop op my motor se bande gespuit of sulke goeters nie. En met buffels wat jy nou al vir ons gesê het, is 'n draer van hiervan. Hoekom is daar nie strenger maatreëls in gebiede soos hierdie nie, Dani? Ja, onthou, die buffels is draers in die wildtuin en daar in die noorde van KwaZulu-Natal. Dis waar dit draers is. 30 jaar terug het ons 'n bedryf begin waar kalfies van buffels al weggevat is en 'n koeie groot gemaak is, dat die virus nie oorgedra word na hulle toe nie. Toe het ons die hele skoon buffelbedryf. So al die plase met buffels buite die wildtuin is skoon buffels. Hulle dra nie back and close hier. So hulle het geen rol in die siekte op die oomblik in die land nie, maar die absolute krisis as daai skoon buffels nou deur beeste besmet word, ander kant toe. Ja. Dan is hulle lewenslange draers. Daai plase dan nie meer bestaan nie. Daai ongelooflike hoeveelheid, ek dink in Limpopo is daar 3600 buffelplase. Dis 'n groot krisis wat voor ons lê, want na hierdie uitbreek gaan ons daai buffels moet toets en kyk of hulle nou nog negatief is. As hulle negatief is, nie moet hulle verwyder word. Hulle kan nie meer in die boerdery area wees nie, en daai goed is miljoene werd. So dit is 'n engse uitdaging. Die res van die wild word aangetast, baie minder. Rooibokke wys nogal bietjie meer, want hulle was ons indeks spesie in die wildtuin as ons dit monitor. Daar is van hulle wat erger aangetast word vir al die pote, maar herstel self. Hulle kan 'n rol speel in die verspreiding, maar onthou nou, ons is 'n besmette land. As ons nou nog in die ou situasie was, waar die land skoon was, dan sou al hierdie goed wat jy nou gepraat het van, jy kom by die Krugerwildtuin uit en dan met jou boetse spuit of jou kar was of so iets, belangrik gewees het. Nou is dit van geen belang nie, en die oordrag van buffel in die wildtuin na die beeste toe, is nie 'n eenvoudige proses nie. Ons het dit net in sekere jare gesien waar daar, sê maar, vloede was en die drade was gebreek en die beeste het nou tussen die buffels gaan wei en dan was dit ook nog 'n proses, dit het nie sommer net gebeur nie. So
jy wat die wildtuin besmet gaan nie kontak kom met 'n buffel nie. Jy gaan nie die virus uitdra nie. Maar vir die wildbedryf het 'n onsekerheid. Hulle weet nie wat gaan die reëls wees as die bokke moet begin beweeg en die jagseisoen begin, sê maar 1 April of die laaste 1 Mei nie. Daar is geen sekerheid, geen reëls daar rondom nog gepubliseer nie. Hulle sit met 'n totale onsekerheid en die staat gaan moet opkom. Hulle gaan moet sê, dit is die ding en dis weer eens hoekom ons hierdie ding onder beheer moet kry voor die einde April. Die minister het gepraat van die einde van die jaar. Ek jou nou sê, einde April moet ons 80% van die beeste geënt gehad het. En dan Dani, wat die toekoms betref, kan die boere nie maar rebelleer en self hierdie entstof ergens vandaan kry en dit toedien nie? Jy weet, ons bly in Afrika en hierdie uitbreek en die beheer daarvan gaan 'n totale verandering in staatsbeheerdersietes bring. Hoor vir my vandag, ons gaan nooit weer toelaat dat die staat alleen in beheer is daarvan nie. Ons gaan van 'n industriekant af gedeelde beheer moet hê. Ons gaan die wet moet verander, omdat daar was 'n nuwe wet van 2002 wat afgeteken is en nooit gepromoveer is. Ons gaan weer daarna kyk. Dan moet 'n absolute gedeelde besluitneming wees tussen die boere en staatsveeartsenydiens. Ons sal nooit weer in hierdie situasie toelaat dat ons onsself daarin kry nie. Die boere gaan wil sê en heel moontlik gaan back and claw een van ons normale entings word soos ons dit met al die ander entings doen. Ek weet vir verbruikers sê, baie mense sê, nou word die beeste geënt en gaan ons nog kan eet. Onthou, ons doen omtrent 5 verskillende inentings in beeste elke jaar. Vir die laaste 100 jaar. Dis nie vir ons nuut nie, dit is net deel van Afrika. Om in Afrika te boer met al ons siektes, het ons enstowwe wat ontwikkel is by Onderstepoort oor jare, wat elke jaar gebruik word. Hierdie is net 'n bykomend. Dr. Dani Odendaal wat so gesels. Dani, baie dankie vir jou tyd. Weer eens 'n baie insiggewende gesprek gewees om met jou te hê. En ek is bly ons kon vandag nou 'n lekker sein gehad het, want nou kon die gesprek dan lekker geloop het. Alles van die beste daar vir jou. Ja, ek gaan kyk hoe gaan dit in die Wes-Kaap. Ek sê dit terugvoer gee. Ek gaan met die veeartse praat. Net vir laaste was 'n voorbeeld. Die 2 veeartse in die praktyk hierso in George doen ek weet nie, dink 50,000 koeie in die omgewing. So hulle is op die plaas. Hulle kan absoluut 'n diens lewer. Hulle moet net gebruik word. Maar ja, lekker om vir 'n weekie te wees, dan as ek weer terug in Sodom en Gomorra. Groetnis Dr. Dani Odendaal wat so gesels.